graad 9, so nou is julle op die punt wat julle begin om 'n KOJ, 'n KBJ, 'n DJ en 'n DAJ te mekaar doen. So dit is baie belangrik om te onthou. So onthou, in jou KOJ, dit is as jy geld ontvang. As jy in die KBJ is as jy geld betaal. Dan is jou DJ is as mense by jou op skuld koop. Die DAJ is as hulle afslag wil hê, of met ander woorde hulle stuur produkte terug. Okay, so hierdie is nou, as hulle praat van 'n kredietnota is vir terugsendings weer eens, is dit jou DAJ. En hulle praat van 'n kredietnota, so jy moet weet dit is jou DAJ. So as jy dit het, is dit eintlik baie maklik om nou jou joernale te doen. So ek sou altyd sê, begin altyd eers met dit. Onthou waarvoor elke liewe joernaal is en onthou ook wat is sy brondokument. So onthou, 'n KOJ sin is gewoonlik bankstaat, KRR of kwitansie. Okay. Jou KBJ is altyd betaal per EFO, so hy is net bankstaat. Jou debiteure joernaal is altyd faktuur. En jou debiteure afslagsjoernaal is altyd kredietnota. So as jy daai uit jou kop uit ken, is dit eintlik baie maklik. So ons gaan nou eers, ek doen altyd joernaal vir joernaal. So ek gaan eers my KOJ doen. So my KOJ is al my blou transaksies. So ons gaan ook altyd eers met begin om, jy moet sê van wat is die besigheid se naam. So hierdie is met ander woorde Gummy handelaars. En hierdie is vir Junie 2020. So met ander woorde, Junie maand is jou 6de maand, so dit is 06. Okay. So ons eerste een het ons hierso gesê, die eienaar, Gummy Bear, verhoog sy kapitaal bydra met R30.000 deur die geld direk in die besigheid se lopende bankrekening te deponeer. So jou dokumentnommer is bankstaat, weer brondokument. Jou dag is die 1. Besonderhede jy ontvang geld van die eienaar, so dis Gummy Bear. Jou folie op tensy iemand besig is om te betaal vir hulle rekening. So, ontleding van ontvangste R300.000. Dis die enigste transaksie vir die dag. So, dan onderstreep jy en jy gaan bank. Jy ontvang nie geld vir verkope nie, so dit kom nie in koste van verkope nie. Jy ontvang nie geld van debiteure kontrole nie. So dit gaan by jou diverse rekening. En dit is vir kapitaal. Kapitaal is balansstaat. So dis hoekom gaan ek sê B1. B. Nou gaan ek verder kyk vir 'n volgende KOJ transaksie. Daar is dit op die 8ste EE-koring, koop goedere vir R300.000 en betaal met sy kredietkaart. So omdat dit 'n kredietkaart is, gaan die bewys op jou bankstaat wees. Dis die 8ste EE-koring. Alhoewel hy 'n debiteur is, omdat hy nie sy skuld betaal, hierdie is nog steeds niks met dit, dit is kontant verkope, gaan ons niks by die folio insit nie. So daai is 3000. So ek weer eens die enigste transaksie vir die dag. So onderstreep dit en jy gaan bank. Okay, so nou het ons geld ontvang vir verkope.
maar ons moet nog steeds die koste van verkope uitwerk. So, ek gaan dit hierbo doen. Dan as jy jou koste van verkope, is dit jou verkoopprys, so dis 300.000 maal 100. Okay, so dis 100 oor 100 plus die persentasie wins. Nou daar is, hulle werk op 200% wins, so 100 plus 200 gee vir jou 300. So dis hoekom is dit 100 oor 'n 300 en dan gaan jy dit in jou calculator intik. En dit werk uit op R1000. Ok, so jou koste van verkope gaan jy sê R1000. Ok, dan die laaste een is op die 13de. Sê hierso, kontant verkope van handelsvoorraad, 9.900, die kosprys was 3.000 volgens die KOE. Oei, shit, hierso is nog 'n KOE, sorry. So hierso was ook van ontvang geld, ry kwitansie nommer 262 uit. 262. Op die 13de, ons het geld ontvang van AAP. En ons het nou gesê, AAP is D2. So hulle sê hierso ontvang R56.000 wat hy van sy skuld betaal. So ons gaan sê hierso R56.000, 500. Maar as jy mooi kyk, daar is nog 'n transaksie op die 13de. So ons kan dit nog nie bank nie. Volgende een, so dan gaan ons hierso nou moet sit. Ons het ontvang, die debiteer betaal sy skuld, so dis hoekom gaan hy in debiteerde kontrole. Dan verder op die 13de, kontant verkope van handelsvoorraad 9.900, die kosprys is 3.300 volgens die kasregisterrol. So dis KRR. Dit kan weer sê die 13de en nou sê ons net verkope. So as jy weet watter eienaar het, watter persoon het gekoop, sal sy hulle naam sit, anders en sê ons net verkope. En dit is 9.900. So dit is nou die laaste transaksie vir die dag. Nou onderstreep ons ontleding van ontvangste en ons gaan bank dit. Dit werk uit op 66.400. Ons het vir verkope 9.900 en hulle het klaar vir ons die kosprys gesê, so ons hoef dit nie eers uit te werk nie. 3.300. So al wat jy nou nodig het om te doen is om af te sluit, so dit beteken om jou totale, onthou ons stel nooit ontleding van ontvangste se totaal op nie, want is presies dieselfde as bank. Hierso is basies elke transaksie wat jy nou kan kry in die KOE. So, onthou net as dit meer as een transaksie op een dag is, dan moet jy dit saam plus. So nou gaan ek sê daai 300.000 plus 3.000 plus 66.400 gee vir jou 369.400. Hierdie werk uit op 12.900, 4.300, 56.500 en 300.000. Okay. Bank is 'n bate, so dis hoekom is hy balans staat. Verkoop is 'n inkomste, daarom is hy nominaal. Koste van verkope is 'n uitgawe, dis hoekom is hy nominaal en debiteerde kontrole is ook 'n bate, so dis hoekom is hy balans staat. So dit is hoe jy jou KOE doen. Nou gaan ons volgende ons KBJ doen. So ons gaan nog steeds die besigheid se naam hier moet skryf, so dit is nog steeds Gummy Handelaars. Vir Junie 2020. So dit is 06. Okay, so dit is al ons rooi transaksies. So hierso sê betaal R1000 aan die Stadsraad vir water en elektrisiteit deur elektroniese fonds oorbetaling, so EFT. So brondokument gaan, as dit op die EFT is dit 'n bankstaat, dis op die tweede, en dis aan die Stadsraad. Ons betaal R1000, so dit gaan op deur bank, en dan betaal ons nie handelsvoorraad of lone nie.
So dit gaan R1000 hierso en dit is vir water en elektrisiteit. Nou as daar nie spasie is en sê net water en elek. En dit is 'n uitgawe, so dit is 'n nominale rekening. Dan die volgende een, koop goedere van Rooikappie handelaars vir R70.000 en betaal per debietkaart. So weer eens is jou kaartbetaling, so dit is bankstaat. Dit is op die 5de en ons is by Rooikappie handelaars. Okay, so dit is R70.000 en ons het dit is goedere, so dit sal handelsvoorraad wees wat ons aangekoop het. Dan op die 8ste trek R100 kontant by die OTM vir R100 vir klein geld vir die kasregister. So is ons steeds op jou bankstaat, want dit gaan deur jou bank. So dan sê jy net kontant. Dit is R100 en dan gaan jy by jou diverse sê. Dit sal wees vir jou klein geld, so dit is jou wisselgeld. Wisselgeld is 'n bate, en is geld, so dit is balansstaat. Okay. En dit is die enigste KBJ transaksie. As dit makliker is, jy kan ook vir jouself dit so net, as jy klaar is met dit, net 'n regmerkie maak. Nou is dit net die afsluiting van die joernaal. So. As daar niks by kolom is nie, los dit maar net oop. So, bank is dan met ander woorde 71.100. Dan is dit R70.000 en R1.100. Bank is 'n bate, so dis balansstaat, handelsvoorraad is 'n bate, so dis balansstaat, lone is 'n uitgawe, so dis nominaal. Nou gaan ons debiteure joernaal doen. Ok, so weer 'n keer van Gummy handelaars streepie Junie 2020 en dit is 06. Ok. Die eerste een is op die 8ste verskaf handelswaar op krediet vir aan AAP vir R9.000, reik faktuur 16 uit. So dis op die 16. Dag is die 8ste AAP. En dan kyk jy nou mooi. AAP is met ander woorde watter debiteer, dit is die T2. En daardie bedrag is R9.000. Ok, as jy weer jou koste van verkope, is dit R9.000 maal 100 gedeel deur 300. So dit werk uit op R3.000. Ok, volgende een is kredietverkope van handelsvoorraad waarvan die kosprys R4.000 So sien julle hierso. Hierso praat hulle spesifiek van die kosprys. So jy gaan jou formule moet omdraai. En dit is aan D donkie. So dit is nog steeds op die 18de, maar nou is dit 17. D donkie. En D donkie is D3. So nou is, jou kosprys is R4.000. So, nou gaan jy jou breek net omswaai. So dis R4.000 maal 300 gedeel deur 100. So hy werk weer uit op 12.000. So hierdie is 12.000. Dit was die laaste transaksie van die dag. Van die maand. So jy gaan jou totale onderstreep en hulle bymekaar tel. So hierdie werk uit op R21.000 en hierdie een werk uit op R7.000.
Verkope is 'n inkomste, so dis nominaal. Koste van verkope is 'n uitgawe, so dis ook nominaal. Debiteerde afslagsjoernaal, so dis weer 'n keer Gummy Handelaars. Dis vir Junie 2020, DOJ 06. OK, dis nou ons groen. So die eerste een is, hulle daar AAP stuurgoedere van R3000 terug, aangesien dit verouderd is. Hierdie goedere word aanvaar en kredietnota 71 sal hom uitgereik. So kredietnota 71, die dag is die 10de, AAP is met ander woorde jou tweede debiteur, so hy is D2. Nou sê ons hierso dit is R3000. OK, as ek nou my koste van verkope gaan ek weer sê R3000 mal 100 gedeel deur 300. Werk uit vir jou op R1000. Laaste een is op die 14de kredietnota aan D Donkie uitgereik ten opsigte van terugsendings R4200. So dit is op die 14de D Donkie en dit is D3 4200, so 4200 mal 100 gedeel deur 300. Werk uit op 1400. OK, so die enigste ding is waarvoor julle hier moet uitkyk is by die debiteerde afslagsjoernaal. As hulle net vra vir kredietkorting of afslag, dan gaan jy niks by 'n koste van verkoop insit nie, want jy kry nie die produk fisies terug nie. Maar as hulle die produkte terugstuur, moet jy altyd jou kosprys van verkoop uitwerk. So hierdie werk uit op 7200 en 2400. Debiteerde afslag is 'n uitgawe, so dis nominaal. Koste van verkoop is ook 'n uitgawe, so dit is nominaal. So dit is hoe om jou KOJ, KBJ, DJ en DAJ gemengde aktiwiteit te doen.